Goeiedag gemeente familie, dis vir my 'n groot voorreg om twee baie spesiale geliefdes aan julle bekend te stel. Pieter en Hannelei Foster het in my lewe gekom danksy matrone Rietjie hier by Andante Aftreeoord. Sy het my verwys na 'n baie spesiale dogter in hulle lewe wat siek geraak het en ek het toe met hulle reis saam met Johanay begin. En dit is my lekker, dankie dat julle bereid is om so 'n bietjie te deel van die reis. Hannelei, jy gaan so 'n bietjie van Johanay se siekte net vir ons vertel en Pieter gaan die getuienis afsluit deur ietsie te vertel van wat dit vir hom vir julle beteken het. Goeienaand, en my naam is Hannelei, ek is Johanay se ma en Johanay was 26 jaar oud en sy is gebore met 'n hartdefek. Sy het so 4 hartoperasies gehad, 'n hartaanval, 'n beroerte en die laaste 2 jaar was sy op suurstof en ja, dit is wie sy was, kind vol liefde, vrede en geluk. Hannelei som dit pragtig op, haar getuienis, haar wees by ons en saam met my, wat my onvoorwaardelik as 'n vreemdeling aanvaar het in die hospitaal, ventilator en al, het vir my dit besef is 'n baie besonderse mens. Sy het kinders ook getutor van Jan Kriel en jy het dit geërf, Pieter. En ons is almal getransformeer in hierdie tyd op 'n manier. Wil jy 'n bietjie meer daaroor sê? Ja, meestal gaan dit maar oor die rooi kombers toe ons dit gekry het. Verlede jaar het ons 'n buurvrou, Tannie Anna Ackerman, ingestap en vir Johanay die kombersie gegee en gesê sy wil dit spesiaal vir haar gee omdat sy so siek is en dan kan sy haar warm toehou daarmee. En Johanay was baie erg oor die rooi kombers gewees ook. Nou ja, verlede jaar Augustus, die 21ste Augustus, toe het Johanay weer 'n beroerte gekry en sy is toe geventileer op die ventileermasjien die Dinsdag aand mos, ja. En ons het 'n pad gestap van 40 dae met haar, wat sy geventileer was in die hospitaal en ja, dit was 'n journey geweest wat ons vandag kan terugkyk en sê was dit nie vir die mense wat vir ons gebid het nie, dan sou ons nooit daardeur gekom het nie. Maar wat my bygeval het daai dag toe Ursula oor die rooi konversie getuig het en gepraat het in die diens, toe val dit my by en toe besef ek, maar ons het daagliks die rooi konversie saamgevat, nie onwetend wat dit eintlik regtig vir ons te beteken op daardie stadium, want dit was koud en ons het onsself toegegooi of toegemaak en eintlik omring met die konversie in die wagkamer, soos wat ons by haar gewaak het dag en nag vir die 40 dae. En ja, toe sy nou uiteindelik hemel toe is, die middag 20 voor 2, die 2 Oktober, het die Here haar kom haal en na 26 jaar se journey, toe besef ek daai oggend, ja, daai rooi konversie wat ons so oor ons gegooi het, elke aand of elke dag deur die dag in die wagkamer, het die mense vir ons gebid en hierdie was die praktiese uitvoer die rooi konversie wat ons van die gebede wat oorgegaan het en wat ons twee deurgedra het deur daardie 40 dae sodat ons aan die ander kant kon uitkom en kan besef die Here was vir ons goed gewees alhoewel hy ons kind gevat het en huis toe gevat het vir haar, was hy tevrede gewees, maar ons is daardeur want ons het agtergebly, maar hy het ons gedra nog steeds en dankie vir die rooi konversie. Wil jy 'n slotopmerking maak, liewe moeder van 'n pragtige spesiale dogter? Ja, ek sal sê, dit herinner my aan handelinge wat Paulus moes ook 'n sakdoekie en voorskoot het, hy moes so uitgestuur as ek reg onthou, na die siek mense, so herinner dit my nou aan die konversie en dat dit verstikkende mense, siek mense, en dit maak dalk nie gesond nie, maar dit is 'n groot ondersteuning. Amen. En ja, wonderlike ding wat gedoen is, ja. Dankie julle twee liewe ouers, dat julle dit met ons gedeel het. Ek gaan vir die gemeente net aanmoedig om die volgende tree met 'n rooi kombers te gee. Baie dankie.
Dis Amen. Dankie.